Goeienaand, liewe gemeente. Wat 'n wonderlike gesig. Dit is so lekker dat ons hier kan saam wees. Die eerste Adventsondag en vir hierdie Kerssangdiens. Julle kan nie hoor nie. En nie, die ouens in die saal kan nie hoor nie. Wys my as julle kan hoor. Wys my as julle kan hoor. Daar sy. Goed, daar sy. Partymal moet 'n mens net eers 'n bietjie stry, nee. Goed, ek sê weer baie welkom. Dit is 'n heerlike geleentheid en so 'n wonderlike mooi gesig. En ek sien uit daarna dat ons in hierdie massa die Here eer met 'n paar wonderlike Kersliedere om hom te eer oor ons dankbaarheid, die groot verlossing wat hy vir ons bewerk het. En dit is nooit oud nie, dit is elke keer nuut wanneer ons kom hier in die Adventstyd en eintlik in mekaar se ore sing en mekaar weer opnuut opgewonde maak, vir al ons kinders, nê. En ek sê ook altyd, wat is 'n fees sonder kinders? So, mamas, papas, druk hy kinders hier langs julle, hulle is ekstra spesiaal, nê. Goed, ek moet net onthou om 'n paar goedes te sê. Die gemeente gaan bly sit terwyl ons die meeste liedere sing aan die einde. Wanneer ons stille nag sing, dan kan ons opstaan en dit saam sing. Ek dink dit gaan net makliker wees, so prakties. Ag, en dan ek weet hierdie mense wat hier voor is, hulle sing en hulle speel so mooi en 'n mens wil graag vir hulle erkenning gee. Maar ter wille van die atmosfeer wil ons net so versoek dat julle nie tussenin hande klap nie. As julle so sou voel, soos aan die einde, kan julle, as julle wil. Nee. Goed, maar kom ons doen dit nie tussenin nie. Hulle gaan nie sleg voel omdat julle nie vir hulle hande klap nie. Julle kan nie tussenin so klein, so op die vingers hande klap, daar's hy. Ag, ek wil sommer net in die algemeen baie dankie sê veral vir ons kerkkoor wat so mooi geoefen het en hard gewerk het om ook hier vir ons vanaand te seën en te bedien. En dan het ons 'n klompie gaste genooi, die Sotovoce sanggroep en die baie mooi, kan ek maar sê, jong mense hier agter my, die strykensemble. Dis sommer net 'n klomp vriende en vriendinne wat so met die tyd saam bymekaar gesit het en mense wat sê ek wil ook my gawe om te kan stryk, wil ek ook vir die koninkryk gee. En ek sê elke keer vir hulle, ek kan hulle nie betaal nie, ek kan net vir hulle baie dankie sê. Ek waardeer julle so ongelooflik baie. Ek wil hom sê net daar's 2 pragtige fluitte ook hier tussenin, die van julle wat so gelukkig was om hulle donderdag aand ook te hoor daar in die Maritieme Museum. So dis baie begaafde mense wat hier tussen ons sit. Baie dankie. En dan klompie spesiale ander gaste. Mia, ek sien vir jou en ek weet ander soliste, studente wat ingevoer is. Ek weet Eugenius hier en Ben Chris en Gerard en Carla en Petronel, my goeie ou sussie. Ja, sy is baie begaafd. Sy is 'n befaamde musikant en sy is ook hier vanaand. Ag, dankie Petronel. Ek hoop nou nie ek het iemand uitgelos nie. Maar daarna, na ons saamwees hier vanaand, word julle almal genooi vir 'n fees. Ons gaan die vreugde voorsit en lekker pudding eet, né? Daar's lekker, moenie verbygaan nie, dis heerlike pudding, roomys, yay, en vrugteslaai. En terwyl ek kyk daarna, dankie Nico en Mieke wat beeldsend en Henny wat klank doen en ja, ek hoop nou nie ek het iemand uitgelaat nie. En die manne, die span wat hier vanmiddag laat, toe julle nou almal weg is, toe hulle nog lank na die tweede diens het nog hier, is dit nie mooi gemaak nie, is dit nie ongelooflik mooi nie, nê? Ag, ek weet ek gaan nou iemand uitlaat en as ek nou het, vergewe asseblief. Baie dankie vir julle. En baie welkom aan ons gaste. Ek weet hier's 'n klomp gaste ook wat by ons is en dit is so lekker dat julle by ons kuier en saam die Here eer. Goed. Kom ons laat waai. Halleluja,
Die son kom al vroeër op. Die son kom al vroeër op, wat lemoen en perskes raak soeter. Besighede het al begin regmaak vir die groot verkope wat kom, en Hartenbos word geleidelik voller. Uitbundige matrieks kom geniet die vryheid van matriekbaai, en soos elke jaar lei ons die seisoen met 'n kerssangdiens in. Good people, all this Christmas time, consider well and bear in mind what our good God for us has done in sending His beloved Son. With Mary holy we should pray to God with love this Christmas day. In Bethlehem upon that morn there was a blessed Messiah born. Near Bethlehem did shepherds keep their flocks of lamb and feeding sheep, to whom God's angels did appear, which put the shepherds in great fear. Prepare and go, the angel said, to Bethlehem, be not afraid, for there you'll find this happy morn, a princely babe, sweet Jesus born. With thankful heart and joyful mind, the shepherds went this babe to find. And as God's angel had foretold, they did a Savior Christ behold. Within a manger He was laid, and by His side the Virgin Maid, attending on the Lord of life, who came on earth to end all strife. Good people, all this Christmas time, consider well and bear in mind what our good God for us has done in sending His beloved Son. With Mary holy we should pray to God with love this Christmas day. In Bethlehem upon that morn there was a blessed Messiah born. Is daar nog enige iets niets
wat ons vir mekaar oor Kersfees kan sê, wat al nie klaar in die laaste 2000 jaar gesê is nie. Seker tog nie. Maar daardie stories wat 'n mens so oor en oor kan vertel. En waarna jy oor en oor kan luister. Kleintyd het ek dikwels na nag, as die ander al slaap, vir ma in die strykamer gaan opsoek. Terwyl sy stryk en ek wasgoed opvou, sou ek dan vra, ma, vertel my weer van ma se jong dae. Ek kon weer en weer luister na daardie stories. Die Kersverhaal is ook so 'n storie.
van tyd, voor die begin van 'n ewigheid, voor die begin van die skepping, was daar net God. Hy was volmaak. Hy was en al. Hy was oral en hy was liefde. Hy was al een. Hy was alleen, maar nie alleen in homself nie. En God het gesê, laat daar wees. En net so maak ons volmaakte, alomteenwoordige God plek vir 'n skepping, vir 'n ander om lief te hê. God maak die hemel en aarde, lig en donker, dag en nag, land en see, plante, sterre, seisoene en diere.
Dit is so verskriklik mooi en slim uitgedink. Het jy geweet water is anders as meeste ander vloeistowwe? Gewoonlik, wanneer 'n vloeistof in 'n vaste stof omsit, beweeg die deeltjies stadiger en nader aan mekaar. Die stof word gewoonlik meer dig, wat beteken die meeste vaste stowwe sink in hulle vloeistowwe. Maar nie water nie. Die skepper het water spesiaal ontwerp, sodat wanneer dit vries, dit anders as in die geval van meeste ander stowwe bo op die vloeistof gaan lê. En so vorm dit 'n kombersie wat 'n bietjie van die aarde se hitte kan vashou en op sy beurt kan sorg dat die water onder die yskombersie nooit kouer as 4 grade word nie. Dit beteken dat die see nooit heeltemal sal vries nie. En dat daar selfs in die koudste dele van die oseaan altyd nog plek sal wees vir diere en plante om te oorleef. En so is elke deel van die skepping voorwaar 'n meesterstuk wat ons vandag nog verwonderd laat. Maar God was nog nie klaar nie. Hy wou 'n skepsel skep na sy beeld. Sy volmaakte liefde wou 'n skepsel skep om lief te hê. Een wat kon heers oor al sy ander meesterwerke.
6de dag vorm God toe 'n ander om lief te hê. Ons volmaakte God skep 'n volmaakte ander wat redeneer, dink, kreatief is, grappies kan maak, kan sing, verlief raak en werk. Ons volmaakte God is regtig opgewonde oor die ander wat hy geskep het en hy het hulle innig lief. Hy gee vir hulle die hele nuwe skepping om oor te heers. Meer nog, God gee vir hulle 'n vrye wil wat hulle sou help om hom uit eie keuse voluit lief te hê. Op die allerverskriklikste dag gebruik die ander hulle vrye wil om teen hulle Skepper te kies. En moes hulle die paradys waar hulle so nou saam met hom geleef het verlaat. Hoe seer moes die volmaakte Skepper nie gekry het nie. Die verraad alleen was genoeg rede om dit wat geskep is met enige gedagte te vernietig, asof dit nooit bestaan het nie. Maar hy doen dit nie. Hy kies om die verhouding met die ander te herstel. Ten spyte daarvan dat hy so goed weet, sy geliefde bruid is geensins daartoe in staat, of het geensins die vermoë om dit wat ons gebreek het self heel te maak nie. Reeds in die paradys beloof hy die groot vyand, die slang van ouds. Haar nageslag sal jou kop vermorsel, en jy sal hom in die haksken byt. Sy spesiale skepsel het nou geleef binne die grense van tyd en nie ewigheid verstaan nie. Daar was so baie van ons volmaakte Skepper wat ons net nooit sou verstaan nie. Daarom het hy besluit om een van ons te word. Nie omdat hy dit nodig gehad het om nader aan ons te kom nie. Hy ken ons so goed. Hy het ons tog gemaak. Nee, hy word mens ter wille van ons, sodat ons hom beter verstaan en beter leer ken. Immanuel kom na die aarde toe in 'n vorm wat ons sou help om nader aan hom te kom. God word 'n mens.
Die mens is baie vindingryk geskep as 'n vrou en 'n man. Hulle was vir mekaar geskep en het so goed by mekaar gepas. Maar op die allerverskriklikste dag het hulle beide besluit om teen die Skepper te kies, om ongehoorsaam te wees. En dit het meegebring dat die spesiale verhouding tussen man en vrou ook gebreek is. Maar ook hierdie gebreekte verhouding het ons God met soveel genade en fyn beplanning kom heel maak. Die God wat gesond maak, word toe self deel van die moeilike proses waardeur kinders gebore word. Dieselfde pynlike gevolg van die vrou se ongehoorsaamheid in die paradys word toe ook die wonderbaarlike manier waarop die volmaakte Skepper oor die heelal mens word. Jesus word deel van sy bruid se pyn en op sy heilige manier maak hy dit mooi. Die verraad in die paradys was groot. Genoeg rede om te besluit dat die vrou nooit weer met enige iets belangrik vertrou kan word nie. Maar dis nie wat ons groote God doen nie. Die skepper van hemel en aarde word 'n hulpelose babietjie, totaal afhanklik van sy aardse ma se sorg. Die almagtige heerser oor die heelal gaan lê weerloos aan haar arms en gee haar die kans om as sy ma vir hom lief te word. No
Manojito de rosas y de alelis y de alelis. Questo cuenta sonando, cuenta sonríes, cuenta sonríes. Manojito de rosas y de alelis y de alelis. Questo cuenta sonando, cuenta sonríes, cuenta sonríes. Fuente fila con cores, clara soñora, ruiseñor de la selva, cantando llora. Questo en tus sueños, dilo alma mía. Questo en tus sueños, dilo alma mía. Pajarillos de fuentes, son sombrisas. Respeta ese sueño, onzas sonrisas. Pajarillos de fuentes, son sombrisas. Respeta ese sueño, onzas sonrisas. Fuente cores, clara soñora, ruiseñor de la selva, cantando llora. Mientras la cuna se balancea, la nanita nana,
En so kry ons kans om nog iets van die Skepper se liefde te verstaan. Vertroue word toe nooit verdien nie. Die Here kan die vrou vertrou. Nie omdat sy nou haar les geleer het en nooit weer iets so onbesonde sou aanvang nie, maar omdat sy liefde net soveel groter is as enige onwyse en seere besluit wat die mens ooit weer sou maak. En net om seker te maak dat die vrou weet dat hy die verhouding herstel het, is sy ook die eerste wat die verlosser na sy opstanding sien en met hom praat. Dit word haar voorreg om die goeie nuus van sy oorwinning eerste met die ander te deel.
Op die allerverskriklikste dag in die paradys het die slang die mens oortuig dat dit vir hom beter sou wees om minstens net so belangrik en net so wys as God te wees. Die mens het dit begin glo. En sedertdien sukkel ons steeds met 'n ewige magsbeheptheid. Skroom ons nie om mekaar fyn en flenters te trap vir nog meer mag of aansien nie. Met sy seun se koms na die wêreld herinner ons geduldige, alwetende Vader ons om weer mooi te dink oor wie en wat regtig belangrik is. Mense het verwag dat die Messias minstens uit een van die invloedryke families sou kom. Dit maak tog net sin dat die God wat alles gemaak het met ongekende rykdom en weelde sy posisie as wêreldheerser sou beklemtoon. Maar die koning van die heelal se geboorte was toe eerder heeltemal gestroop van titels, rykdom en statussimbole. Dit was nooit met luister omring nie, om die waarheid te sê. Die mense misplaaste klem op rykdom en roem het amper gemaak dat baie hom met sy koms glad nie eers kon herken nie. Josef of Maria sou nie in hulle wildste drome kon dink dat hulle so sou moes sukkel om 'n veilige plek te vind waar die verlosser van die wêreld sy verskyning sou maak nie.
Hoe ontnugter en bekommerd moes Josef nie gewees het toe hy daar vir sy jong bruid 'n bed uit strooi in 'n stal moes maak nie. Was niemand dan bereid om 'n klein bietjie op te skuif en plek te maak vir die koning van die heelal nie? Die seun van die mens word uiteindelik in lappe toe gedraai en in 'n voerbak in 'n stal neergelê. I've heard about this baby boy who's come to earth to bring us joy, and I just want to sing this song to you. It goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, and the major lift. Every breath I'm singing search the inn to find a place for you. We're coming soon. There was no room for them to stay in a manger filled with hay. God's only Son was born. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah.
rescue me. This baby boy would grow to be a man and one day die for me and you. My sins will drive the nails in you. That rugged cross was my cross too. With every breath you drew, it was hallelujah. 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 Jesus se geboorte was so anders as wat enige normale mens ons in dit sou voorstel. En kan jy jou Josef en Maria se bekommernis by tye voorstel? Het hulle ooit die boodskap van die engel reg verstaan? Maar ons God het deernis met ons twyfel en onsekerheid. En op 'n skouspelagtige manier in die oop velde naby Bethlehem kom bevestig hy net nog 'n keer dat hy waarlik een van ons kom word het. Die verskyning wat was weer eens op so 'n anderste manier as wat ons sou dink. Die engel verskyn nie aan die stadsraad of die kerkleiers of die paleispersoneel nie. Op 'n onbelangrike dag, voor 'n onbelangrike klein groepie besig om hulle skape op te pas, verskyn 'n menigte engele uit die hemel. Hulle het al talle kere voorheen die donker hemel verwonderd dopgehou, maar hierdie keer was dit anders. 1000 keer groter en heerliker. Die herders se monde het van verbasing en verwondering oopgeval oor die skouspel bokant hulle, 'n ontelbaar groot skare hemelinge wat God uit volle bors loof.
is close to her beating heart. Jesus laid in a lowly manger, facing a world of dangers, come to turn me a stranger into a child of God. Jesus laid in a lowly manger, facing a world of dangers, come to turn me a stranger into a child of God. Jesus, joy of the highest heaven, born as a little baby under a wondrous star. En so sê die klompie herders toe vir mekaar: "Kom ons gaan Bethlehem toe en loop kyk wat daar gebeur het." En daar in die stal kry hulle toe presies dit waaroor die engele gesing het. Hoe gelyktydig vreemd en wonderlik moes dit nie vir Maria en Josef gewees het nie. Hulle is so pas deur die trauma van die eerste geboorte in 'n vreemde plek waar hulle niemand ken nie. En toe daag daar souwaar sulke vreemde gaste ook op. Maar wat 'n verligting, toe die skaapwagters vir hulle vertel wat in die veld gebeur het. So, hulle het toe nie verkeerd verstaan nie. Al was dit so baie anders as wat hulle gedink het dit sou wees, was dit regtig die geboorte van die Messias. En die Here leer vir hulle en vir ons nog 'n belangrike les. My kind, ek is by jou en ek wil jou God wees. Maar dit beteken nie jou lewe gaan maklik en eenvoudig wees nie. Jy moet net leer om mooi te kyk en dan sal jy my sien langs jou, by jou. Deel van jou omgekrapte, stikkende onderste bo wêreld sal ek jou God wees wat jou so innig liefhet. Maar jy gaan mooi fyn moet leer kyk om my raak te sien. Dikwels juis op die plekke en by die mense wat jy waarskynlik nie verwag om my by te vind nie.
En hier maak ons verhaal 'n verrassende draai. Daar is van die begin van die skepping af tot die dag van Christus se geboorte 'n gedetailleerde opgawe oor geslagte heen hoe die kinders van Israel, van Abraham deur Dawid tot by Josef, deel van die bloedlyn van Christus was. Jesus is gebore in Bethlehem as een van die uitverkore kinders van God, 'n Israeliet. Maar buite Israel, in die ooste, was 'n groepie heidene besig om sterretekens te lees en te interpreteer. Die enigste ware God het sy mensekinders so lief, dat hy selfs hulle vreemde insigte gebruik en 'n ster laat raak sien wat hulle na hom sou lei. As 2000 jaar, as daglig verdwyn en die sterre verskyn, kom nader aan ons. Dan weet almal Kersfeestyd is weer hier. Want Kersfees bring wonder vergroot en verklein, bring vreugde en vrede, bring vrede vir ons, bring Kersgeskenke, welwillendheid ook, bring blydskap, so oneindig sag, die lig blink dan helder en elkeen se oë skyn helder. Wanneer Kersfees kom, is sy lig oral Sou God selfs die astrologie van heidene gebruik om sy koms akkuraat te voorspel? Wel, een ding is seker. Hy het besondere moeite gedoen om die aandag van mense buite die uitverkore volk te trek en seker te maak dat ook hulle weet dat 'n unieke groot koning op aarde gebore is. Ook 'n buitestander, soos ek en jy, nie Israeliete, is hiermee ingenooi om hom te aanbid.
en te dien. Eers was God al een. Toe maak hy vir hom 'n ander vir wie hy kon lief hê en wat vir hom kon lief hê. Die ander maak 'n verskriklike fout.
En die God van genade kom word mens, sodat sy bruid, sy ander, genees, verlos en anders kan word. Laat ons dan in die 2025 Kersseisoen anders wees, net soos hy ons kom leer en wys het. Wanneer die toue in die supermarkte lank raak, die kos op die winkelrakke te gou opraak en mense se geduld ook opraak. Laat ons geduldig 'n bietjie opskuif vir die vreemdelinge rondom ons plek maak, terwyl ons onthou van 'n tyd toe niemand vir 'n swanger ma wou opskuif en plek maak nie. Wanneer ons die soveelste berig van die konflik in die Gaza of Oekraïne lees, of van die 16 dae aktivisteveldtog teen geweld teen vroue en kinders, laat ons anders wees, dalk met meer aandag lees, dalk selfs meer betrokke raak, net omdat ons anders is. En laat ons onthou dat hy gekom het om verhoudinge te herstel, dat die vredevors vrede op aarde kom vestig het. Wanneer ons haastig by 'n onbelangrike hekwag, karwag of sekuriteitswag verbyloop, laat ons vir jaar anders wees en groet, mense in die oë kyk, miskien selfs 'n kort geselsie aanknoop, en laat ons onthou dat daar 'n paar onbelangrike skaapwagters in God se oë belangrik genoeg was vir 1 miljoen engele se dankbare optrede om hulle van sy koms te vertel. Dit sê ek vir julle, sodat my blydskap in julle kan wees en julle blydskap volkome kan wees. Dit is my opdrag. Julle moet mekaar lief hê, soos ek julle lief het. Niemand het groter liefde as dit nie, dat hy sy lewe vir sy vriende aflê. Julle is my vriende as julle doen wat ek julle beveel. Ek noem julle nie meer ondergeskiktes nie, want 'n ondergeskikte weet nie wat sy baas doen nie. Nee, ek noem julle vriende, omdat ek alles wat ek van my Vader gehoor het aan julle bekend gemaak het. Julle het my nie uitgekies nie. Ek het julle uitgekies en julle aangestel om te gaan en vrugte te dra, vrugte wat sal hou. So sal die Vader aan julle gee, wat julle ook al in my naam vra. Dit beveel ek julle. Julle moet mekaar lief hê. Jesus word vandag en elke dag in ons hart gebore. God met ons soos nooit tevore. O Jesus word vandag en elke dag opnuut in ons hart gebore. Maak ons die voete, maak ons die hande, laat ons lewe teken van die liefde wees. Jesus word vandag en elke dag in ons hart gebore. God met ons soos nooit tevore. O Jesus word vandag en elke dag opnuut in ons hart gebore. Maak ons die ore, maak ons die lippe, laat ons lewe teken van die liefde wees.
ons soos nooit tevore. O Jesus word vandag en elke dag opnuut in ons hart gebore. O Jesus word vandag en elke dag opnuut in ons hart gebore. Baie dankie, Johan het net vir my gevra dat ek hier die einde vir ons afsluit met 'n gebed. Maar kan ons sommer nou vir hulle almal 'n lekker applous gee vir die aand? Johan het net nou so 'n hele klomp name genoem, maar kom ons gee vir hom ook 'n lekker applous vir al sy tyd en energie wat hy ingesit het. Dominee Johan Engelbrecht, baie dankie. Ek glo almal van ons het die aand baie geniet. Ek herhaal maar net weer, almal van julle word uitgenooi vir 'n heerlike nagereg, pudding. Daar is genoeg roomys en vrugte slaai vir almal van julle. En daarmee het ons die voorreg om net ons oë toe te maak na so 'n wonderlike aand. By die teenwoordigheid van die Here wat ons kon beleef het, ook om weer te dink aan die storie van Jesus se geboorte, sy voorspelling, sy koms, sy geboorte. En Here Jesus, dis ons groot gebed,
as ons hier uitmekaar uit beweeg, om ook nou lekker saam te kuier, dat u opnuut weer gebore sal word in die stal van ons harte, sodat ons liefde en vrede en goedheid en guns deur ons ore, deur ons oë, deur ons hande, deur ons voete in hierdie Kerstyd sigbaar sal maak. Amen.